Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê, en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Die mense sê toe vir hom, ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê nou dat die seun van die mens verhoog moet word, en hierdie seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig, terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê en daarna van hulle af weggegaan en homself skuil gehou. Ons is in Jesus stories deel 65. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En die manier om hom te leer ken is om te kyk na wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En wat hy gedoen het en wat hy gesê het was net wat sy Vader gesê het en net wat sy Vader gedoen het. Hy was totaal die mees onselfsugtigste mens wat ooit op die aardbol geleef het. En dis hoekom ons tot vandag toe van hom praat. Hy was nie hier vir sy plan, vir sy lewe nie. Hy was hier vir God se plan vir sy lewe. En hy het dit uitgeleef. En dis hoekom ons tot vandag toe nog oor hom praat. Ons het laas week oor hierdie ding van selfsug gepraat en hoe selfsugtig ons gebore word en hoe ons wil hê God moet 'n plan hê vir ons lewe en hoe ek moet spesiaal wees en hoe hy my moet kies en my moet gebruik. En daar is so 'n weergawe van die evangelie. Ek hoop nie dis joune nie. Want alles gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. En dit sal altyd oor hom gaan, oor sy heerlikheid. Nou ek wil vanoggend begin deur ek het gisterand so 'n bietjie geïnspireer gevoel. Ek het in die week aan hierdie gewerk en toe skryf ek so 'n stukkie, maar dis nie 'n gedig nie. Ek het dit getitel Lig en Donker. En ek het gevoel ek wil sommer net vir julle my belewenis met my verhouding met die Here beskryf. Dit rym nie. Maar dalk skep dit in jou 'n prentjie. Ek weet nie hoekom ek dit gedoen het. Ek het net geïnspireer gevoel. Dalk gee dit vir jou idee, dalk gee dit vir jou perspektief. So dalk leef vir jouself in hierdie prentjie in wat ek vir jou gaan skets. So kom ons spring weg, lig en donker. Die beste manier vir my om my persoonlike verhouding met die Here vir julle te beskryf sal wees om te sê hy is die lig in die wêreld waarin ek vandag beweeg. Ek het as 'n asem in hierdie wêreld ingekom met geen idee hoekom ek bestaan nie. Inteendeel, ek het gedink omdat ek asemhaal, weet ek wat lewe is. Ek kon sien, ek kon hoor, ek kon praat, ek kon beweeg, ek kon dinge doen. Maar ek het geen idee gehad hoe om vrye besluite te maak nie. Ek het nie geweet wat om met my wil te doen nie. Daarom het ek na alles gekyk, na enigiets geluister. Gegaan waar ek wou, gedoen wat ek wil. Daar was hierdie konstante, oorweldigende vrees en angs en onsekerheid wat in my geleef het. Konstant, sonder om ooit weg te gaan. Ek het myself gevang by tye dat ek myself meer jammer kry as ooit. Hierdie wêreld het my bedreig omdat hy so siek en seer en stikkend was. Ek het positiewe oomblikke gehad, ek het verliefdheid beleef en gedink dis wat liefde is. Maar as ek dit regtig moet beskryf, was dit asof ek in 'n diep, donker plek was. So donker dat ek nie eers my hand voor my gesig kon sien nie. En ek het glad nie idee gehad waar sit die skakelaar om die lig te kry nie. Ek het nie geweet wie ek is nie. Ek het nie geweet hoekom is ek hier nie. Ek het nie geweet hoekom is ek waar ek is en waarheen ek op pad is nie. En als het net te veel gevoel. Tot op 'n dag, so onverdiend, so onverwags, so onbeplant, toe daag die lig net in my lewe op. Dit was toe al die tyd nie 'n skakelaar nie, dit was 'n persoon. Sy naam was Jesus. En dit het my oorweldig.
dit het 'n ongelooflike aantrekkingskrag gehad, soos 'n magneet. Hierdie lig was onweerstaanbaar. Ek is soos 'n mot wat in die lig moet invlieg, onophoudelik, aanhou en aanhou en aanhou, want die lig brand. Ek kom nie weg nie. Hy het my perspektief gebring. Vir die eerste keer het ek goed gesien wat ek moes sien. Ek het gesien wie ek is, waar ek is. Ek het gesien waartoe om te gaan. Hy het in my oor met my gepraat. En vir my gesê wat ek moes hoor, tot op die punt waar ek al my vertroue in die lig gesit het. Al my vertroue. Ek het geleer wat ware lewe is, want die lig was ware lewe. Ek het geleer wat ware liefde is, want die lig was ware liefde. Tot vandag is al my vertroue in die lig. Want sonder die lig is dit net diep en donker. Duister, sonder enige hoop. Hy het vir my hoop en vrede gebring. En hierdie oorweldigende lig het al my vrees en my onsekerheid en my angs en my selfbejammering soos mis voor die son laat verdwyn. Want dis wat die lig doen. Die lig bring lewe. Die storie wat ons laas week begin het, gaan hierdie week aan. En hy's getitel Die tyd van sy verheerliking het gekom. As jy laas week gemis het, wil ek jou vra, dit pas baie mooi by vandag se boodskap aan. Gaan luister dit op YouTube, is klaar opgelaai. Ek kan nie alles herhaal nie, ons gaan te lankie wees. So laas week se boodskap was so 'n bietjie lank. Vir die wat nog kwaad is vir my, sorry. Ek hoop julle sal daaroor. Die storie, volgens my gebeur op donderdag, wat hierdie gebeur het. Dit is die laaste week van Jesus se lewe. Dis donderdag, die Paasfees het so pas begin, donderdag. Maandag het hy in Jerusalem ingekom, saam met 'n groot skare mense wat hom verheerlik het. Dinsdag het hy die tafels omgegooi in die tempelterrein, hy het mense genees en hulle geleer. Woensdag het hy die vloer gevee met die Sanhedrin en hy het profeseë gemaak oor die toekoms. Hy is die aand gesalf vir sy dood. En vandag is donderdag. Dit klink so vinnig, maar ons is al amper 'n jaar op hierdie laaste week van Jesus se lewe. So vandag se storie gaan aan waar laasweek sin geëindig het en Jesus maak hierdie uitlating en hy sê, nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. Daar was 'n omvattende sisteem wat die mense geestelik en fisies en moreel onderdruk het. Ek sê hy was daar, hy's vandag nog daar. As jy ooit in jou Bybel die woordjie wêreld lees, dan moet jy weet, die wêreld behoort nie aan God nie. As jy die woordjie aarde lees, dan weet jy dit praat van God se skepping. Die aarde en die volheid van die aarde besing God se heerlikheid en behoort aan God. Die wêreld is die sisteem waar volgens die mens op die aarde leef. En daai sisteem behoort nie aan God nie. Inteendeel, Jesus noem hom die owerste van hierdie wêreld, wat beteken die maghebber, die een wat in beheer is van die wêreldse sisteem, die een wat die hef in die hand hou, die een wat vir die mens sê, hoe en waar en wat en wanneer. Wat is aanvaarbaar, wat is reg, wat is verkeerd. Daai wêreldse sisteem word deur wat ons ook noem die duiwel beheer. En hy was in totale oorgawe aan die duiwel, voordat Jesus aan die kruis gekom het, en ek gaan dit vanoggend vir julle wys. Hy is nog steeds, hy word vandag nog steeds deur die duiwel geheers, maar hy het nie meer die mag wat hy gehad het, voordat Jesus se kruis gebeur het nie. Hy sal eendag, volgens Openbaring 20, totaal vernietig word en verwyder word. Maar heiliglik is hy nog in beheer van die wêreldse sisteem. Hierdie wêreldse sisteem kan ons die beste beskryf, as jy dink aan Adam en Eva se storie in die Ou Testament. Ek bedoel, God het die mens gesit in Eden, en hy het vir die mens gesê, dit is die perfekte plek vir julle om te leef. En hy het hulle aangestel, en hy het vir hulle gesê, heers oor hierdie aarde. En wanneer jy heers, wanneer jy doen waarvoor jy gemaak is om te heers, gee jy uiteindelik vir God die eer. Want dit gaan oor sy heerlikheid, net soos die skepping sy heerlikheid besing, is die mens gemaak vir God se heerlikheid. En hy het gesê, maar ons net een reël,
Daar's net een reël in hierdie stelsel waarvan ons moet leef, jy mag nie van die boom van kennis goed en kwaad eet nie. Of jy sal verseker sterf. En toe, ons almal ken die storie, het die slang gekom, die duiwel gekom, en vir hulle gesê, nee, dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie, hy wil net nie, julle moet soos hy wees nie. Jy kan jou eie mens wees. Jy kan soos God wees. Jy kan maak wat jy wil, wanneer jy wil, soos jy wil, met wie jy wil, oral waar jy gaan. En ons het ingekoop op dit. Die mensdom het ingekoop op dit. En dis hoe ons gebore word vandag. En net daar het ons beheer oorgegee aan die gesaghebber van die wêreldse stelsel. Want toe kom siekte en seer en dood in die wêreld in. En nou staan hy as 'n aanklaer voor God. Kyk net daar, kyk net daar, kyk net daar. Hulle hoort almal in die dode ryk. Nie een van hulle is perfek soos God nie. Nie een van hulle verheerlik God nie. Hulle almal kom aan God se heerlikheid toe. Nie een van hulle soek God nie. Paulus, Romeine 3 vers 10. Hulle het geen begeerte vir God nie. Hulle maak net wat hulle wil. En hy het ons totaal geonderdruk. Ons het vir hom hy mag gegee. Die mensdom. En vandag nog, leer die wêreld vir jou, dit gaan oor jou. So kom ons dit 'n iPhone noem. Ek het dit al baie gesê, L'Oreal, you're worth it. Dit gaan alles oor jou, die hele wêreld is geskoei om vir jou te sê, jy moet net gelukkig wees. Ouers, as jy dit vir jou kind leer, hoeveel kinders praat ek, wat dit sê? My kind moet net gelukkig wees. En ek, asseblief, jou kind moet net gelukkig wees, en jou kind moet die Here ken. Dis baie belangriker. Want jy is nie gemaak om net gelukkig te wees nie. As dit is waar jou lewe gaan, is jy van die pad af. Want dis wat die duiwel ook wil hê. Jy moet net gelukkig wees. Dis nie die doel van die lewe nie. Die doel van die wêreld is om God te verheerlik. En daarin ons vrede en rus en geluk te vind. Hierdie wêreldse stelsel waarvan ons leef, is als oor jou en jou gemaak. En die gesaghebber is die duiwel. Hy het die mense so blind en so verdraai gehad, dat hulle nie die lig vir die wêreld erken het, toe hy in persoon opgedaag het nie. Hulle was totaal verteer met hulle self en wie ons is en hoe goed ons is en hoe oulik ons is en hoe ons die wet reg kry. Hulle kon nie eens Jesus, God in 'n lyf erken nie. So was hulle vasgedraai in hierdie wêreldse stelsel. Want sonde was teen hulle en dood het oor hulle geheers. En daar's niks wat hulle kon doen om daarvan los te kom nie. Niks. En Jesus kondig aan, hy sê, nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Ek is hier om hierdie probleem uit te sorteer. Ek is hier om hierdie aan te spreek. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word daar buitentoe. Nou ek het spesifiek, toe ek hierdie lees, dink ek moet dit insit vanoggend. Dit is nou nie in een van die evangelies nie, maar net om vir julle te illustreer hoe dit was, het Paulus vir die kerk in Efese geskryf, spesifiek oor die wêreldse stelsel, en hy begin deur te sê, hoe dit is nou nadat Jesus dood gegaan het, en dan gaan hy terug en hy wys vir ons presies hoe dit was, voordat Jesus opgedaag het. Efesiërs 1 vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredinge en julle sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Dis hoe jy geleef het, jy was dood. Jy verdien die doderyk, en dis dit. Daar's geen hoop vir jou van lewe saam met God nie. Julle het gelewe soos hierdie sonnige wêreld, want dis al na wie jy geluister het. En julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die een wat die kitaar slaan, die duiwel. Die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. Dis hoekom jy dood is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. So dit was hoe ons was voor Jesus. En dan sê hy vir ons, hoe was ons presies voor Jesus? Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Ons moes straf, ons het geen hoop nie, dood
is jou voorland. En dis wat Jesus gekom het om uit te sorteer. Dis wat hy bedoel het toe hy gesê het, nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. Daar's 'n ander manier hoe ek hierdie vir jou kan verduidelik om jou dalk net op die bladsy te bring. Ek hoop ek het jou verloor teen hierdie tyd nie. Ek hoop jy's nog hier. Hier's 'n ander manier om dit te beskryf. In Lukas 16 is daar 'n storie wat Jesus vertel, 'n gelykenis. As jy dit wil gaan lees, baie oulike storie. Die storie gaan oor Lazarus die bedelaar en die ryk man. Lazarus, die bedelaar, het buite die hek gelê van die ryk man en hy het gehoop, daar val iets van sy tafel af, sodat hy kon eet. En beide hierdie manne sterf toe. Jesus het die storie vertel. En hulle albei is na die dode ryk toe. En in die dode ryk was daar 2 plekke gewees. Daar was Hades, wat bekend staan as hel, waar jy in 'n ewige vuurpoel vuur is, waar daar geween is en 'n geknars van tande. En dan was daar 'n groot kloof, en aan hierdie kant het jy die ereplek van Abraham gekry. Waar Abraham was. En al die Ou Testamentiese gelowiges, Dawid, noem hulle, al die ouens waarvan ons in die Ou Testament lees. En die arm ou was na die ereplek van Abraham toe. Die ereplek van Abraham het gesimboliseer 'n plek van rus en gemak en vrede, met 'n kloof tussen die twee. En hier kom die ryk man, en hy sien vir Abraham en hy skree vir Abraham, ek soek net 'n druppel water op my tong, dis ondraaglik, dis oorweldigend. En hy sê vir hom, die geleentheid wat jy gehad het, jy gemis. En hy sê, okay, maar stuur asseblief dan net vir Lazarus, die bedelaar, terug na my, my pa toe, stuur hom terug dat hy my broers gaan waarsku. Maar die geleentheid was verby. Want die owerste van hierdie wêreld het oor die ryk man geregeer. En dis wat ons glo, wat gebeur het toe Jesus vir ons sonde gesterf het in die kruis, en sy laaste weerwoorde was, dit is volbring. Ons het dit vanoggend in ons eerste liedjie gesing, en Jesus het na die dode ryk toe gegaan, en almal wat in die ereplek van Abraham was, gelei tot in die teenwoordigheid van God in die hemel. So kom ons sê, hy die dood se sleutels kom wegvat. Die mag wat Satan oor die mens gehad het, het hy kom wegvat deur 'n sondeoffer te wees, om 'n prys te betaal om hulle los te koop. En dis wat Jesus sê in hierdie skrifvers. Die owerste van hierdie wêreld gaan nou op sy plek gesit word. Hy het nie meer die mag wat hy dink hy het nie. Ek gaan hom nou uitsorteer. Hy sê, en as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Nou, die prentjie wat Jesus hierso verduidelik is, dis hoe Johannes het skryf, maar daar's baie simboliek in dit. Hierdie is presies dieselfde wat gebeur het met die Israelitiese volk in die woestyn. God het vir hulle Moses gegee as hulle leier, en hy het vir hulle gesorg, hy het hulle uit slawerny uitgelei, het in die dag vir hulle kos gegee, hy het hulle beskerm, na hulle gekyk, maar hulle het begin murmureer, hulle het begin moan, en terugverlang na die vleis en die knoffel wat hulle in Egipte gehad het. En gesê, plaas het ons maar slawe gebly, geonderdruk. En hulle het, as jy die storie gaan lees, afvallig geraak van God. En God het 'n klomp giftige slange onder hulle ingestuur, en die slange het hulle begin pik, en hulle het gesterf, baie van hulle. En uit desperaatheid het toe hardloop hierdie ouens na Moses toe. Toe sê hulle vir Moses, asseblief help, ons het gesondig. God kyk eintlik nog die hele tyd na ons, vergewe ons. Hulle het in absolute belydenis ingegaan. En gesê, Moses, bid vir ons. En Moses het gegaan en hy het gebid. En die Here sê vir Moses, maak 'n slang en maak 'n slang en sit hom op 'n staf en lig hom op en plant hom. En almal wat besig is om te sterf, wat draai na hierdie staf met hierdie slang kyk, sal lewe. Ten spyte van die feit dat hulle dood verdien. En elke wat na die slang gekyk het, het geleef. En dis wat Jesus sê, as hy sê, en
as ek van die aarde af verhoog is, op 'n kruis, vasgeslaan, vir almal om te sien dat ek is die sondeoffer, ek vat die plek, sal ek almal na my toe trek. Nou as jy laasweek se storie onthou, was dit die Grieke wat Jesus wou sien, wat 'n heidene nasie was. Jesus sê, hy sê nie ek sal elke liewe mens wat nog ooit asem gehaal het na my toe trek nie. Hy sê ek sal elke volk en taal na my toe trek. Wie ek wil sal gered word. Sal die gees van die Here en 'n wedergeboorte beleef met 'n begeerte vir my. Nie net meer Jode nie, al die nasies. Sal die voorreg hê om te kan leef, ten spyte van die wêreldse stelsel wat die wêreld onderdruk, wat deur die duiwel oorheers word. Hierdie storie van, as jy dit wil gaan lees, oor die slang is Numeri 21 vers 4 tot 9, as jy dit wil gaan lees. Dit het Jesus gesê, en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Hy sou aan 'n kruis sterwe, onverdiend. Hy sal my en jou plek vat. En kyk wat sê die mense vir hom. Nou, hoekom sê hulle vir hom nie? Hulle sê vir hom hierdie, want hulle het skille op hulle oë, hulle herken nie die lig wat voor hulle staan nie. Hulle kan nie verstaan dat dit nodig is vir 'n sondeoffer nie. Ons is dan klaar goed genoeg, ons is dan deur God gekies en ons is sy volk, en ons volg sy wet, ons maak foute, maar ek weet nie eers daarvan nie. My skille is so groot, ek kan nie eers besef dat ek droog maak nie. Ek leef nie 'n lewe van belydenis nie, ek het ook nie nodig nie. Ek's goed. Alles gaan oor my. Ek maak wat ek wil, wanneer ek wil, en dis wat die Here wil hê vir my, het hulle geglo. Die mense sê toe vir hom, ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. En waar kom hulle daaraan? Daniël 7 vers 14, Daniël het dit geprofeteer. Ek lees dit vir julle. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy, skryf Daniël, is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie, sy koningskap sal nie ophou nie. So, hulle ken hulle Bybel duidelik baie goed. Daniël het geprofeteer, wanneer die Messias opdaag, wanneer die seun van die mens opdaag, sal hy vir ewig wees. En hulle het hierdie letterlike koninkryk gesien, dit was meer vir hulle 'n politieke ding. Hy gaan 'n politieke leier wees, wat almal gaan ore aansit, en hy gaan heers, en hy gaan in 'n paleis wees, en hulle gaan almal verskriklik lief wees vir hom, en hy gaan vir altyd leef, hy gaan immortal wees, soos hulle in Engels sê, hy kan nie dood nie. Sal wat hulle gesien het, en hier kom Jesus en hy praat van, hy moet opgelig word. Nou in die eerste plek, hulle sien hom nie, as die Messias nie, en nou bevraagteken hulle hom, oor wat hy hulle leer. Hoe gaan jy ewig lank heers? Maar hulle was so vasgevang in hierdie wêreldse stelsel, dat hulle nie kon loskom van daai perspektief nie. Hulle het nie verstaan nie, hulle het in duisternis gesit, hulle kon nie hulle hand voor hulle oë sien nie. Hoe sê nou, dat die seun van die mens verhoog moet word? Ek het hierdie week iemand wat my gevra het, hoekom noem hulle die hele tyd Jesus seun van die mens? Net so vir interessantheid, as ek dit hier kan tussenin gooi. Daar's 82 keer in jou Nuwe Testament na Jesus verwys as die seun van die mens. 81 keer van daai 82 was Jesus self wat na homself verwys het as die seun van die mens. Die 82ste keer was Stefanus, nadat die eerste kerk geplant is, toe die kerk vervolg, toe stenig hulle hom, toe sien hy die seun van die mens in die hemel staan, terwyl hy besig is om gestenig te word. Wat beteken dit? Dit verklaar vir ons wie Jesus was. In die eerste plek, dat hy gekom het en mens geword het, homself verneder het om 'n mens te word. Hy het nie sy posisie in die hemel geag as iets waarna hy moes vasklou nie, maar homself verneder, selfs verneder tot aan die dood. Om te doen wat sy Vader sê hy moet doen en te sê wat sy Vader sê hy moet doen. Hy was die mens wat gekwalifiseer het, wat perfek was om vir ons sondes te sterf. Hy was die enigste een wat dit kon doen. Dit beteken hy was die seun van die mens. Hy was die mens bo alle mense. Hy het mens geword. So die naam vir Jesus om te sê seun van die mens is om te sê hy was 100% God, 100% in 'n lyf. Hy was ook 'n mens. Dit praat van hy het homself nederig gemaak, verneder om die prys te vat, om die prys te betaal. En laastens, die naam seun van die mens is 'n bewys dat hy was goddelik.
want hy was perfek. Hy het gekwalifiseer om te sterf vir ons sondes. So hoe sê jy nou, dat die seun van die mens verhoog moet word? 'n God wat verhoog moet word, wat nie ewig is nie, met ander woorde. En hierdie seun van die mens, wie is hy? Ouens, hierdie Jesus word gekruisig, hy word vanaand gearresteer. Hulle het nie 'n klou wie hy is nie. Dis nie Jesus se disippels wat hierdie vra nie. Hy het homself aan hulle openbaar. Hierdie was net die mense wat om hom gestaan het, die skare. Wie is hy? Hulle het nie geweet wat om hulle aangaan nie. Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Nou hierdie is in die eerste plek 'n waarskuwing. Die waarskuwing gaan oor, terwyl jy tyd het, maak die beste gebruik daarvan. In die eerste plek het Jesus nou gesê, hy gaan die mense na hom toe trek. Hy gaan in elke oue begeerte vir hom sit. En hierdie mense het nie daai begeerte gehad om God te ken nie. Hulle wou nie na hom toe gaan nie. Hulle het hom nie eens erken toe hy voor hulle staan nie. Hulle het nie eens gedink hulle het lig nodig nie. Ons is okay, ons is Jode. Ek is perfek, ek kry die hele wet reg. Is my keuses en my vermoëns wat my in 'n verhouding met die Here sit. Ek is okay. Jesus sê vir hulle, julle is nog steeds in die donker. Ek trek jou na my toe. Ek trek jou na die lig toe. Dis onweerstaanbaar. Gaan. Moet dit nie mis nie. Lewe in die lig terwyl jy dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Ek wil net onder jou aandag bring. Johannes, Jesus se disipel, het hierdie geskryf ongeveer 80, toe hy 80 jaar oud was. Hierdie Jode is teen hierdie tyd almal uitgewis. Hulle het nie hierdie gelees nie. Hierdie Bybel is bymekaar gesit eers 400 jaar na Jesus. So vir wie is hierdie geskryf om te lees? Dis vir my en jou. Jesus het dit daai tyd gesê, Johannes het dit eers baie later neergepen. Hierdie is vir my en jou geskryf. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Gee aandag aan daai soeke in jou binnekant vir God. Vir daai honger en daai dors vir God. Wees ten minste eerlik met jouself en erken die duisternis in jou lewe en jou selfsug. Dis wat Jesus vir my en jou sê. Moenie so baie van jouself dink nie. Volg sy voorbeeld en raak nederig en bewus van sy krag in jou lewe. Van die lig wat om jou skyn. Dis wat Jesus sê. Terwyl jy die lig het, moet jy in die lig glo. Aan die ander woorde, kom tot op 'n plek waar jy die lig vertrou, sodat jy mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê, en daarna van hulle af weggegaan en hom skuil gehou. Okay, Jesus het nou net gesê, ons moet in hom vertrou en ons moet in die lig bly, en dan hardloop die lig weg. Hy het weggegaan en homself skuil gehou. Wel, dit was die dag voor sy kruisiging. Hulle het nou nog nie die lig gesien nie. Baie van hulle sou eers die lig sien nadat Jesus aan die kruis, meeste van hulle, almal van hulle, sou eers verlos gewees het van ewige dood nadat hy gesterf het aan die kruis. En dan sou hulle teruggedink het aan hierdie woorde wat Jesus hierso sê. Toe die lig opdaag, was dit onweerstaanbaar. Dit was so onverdiend. Toe die lig opdaag, toe is dit soos 'n magneet wat my getrek het. En ek is soos 'n mot wat in daai lig sal aanhoudend invlieg sonder om te stop. Want dis waar ek wil wees. Hy het van hulle af weggegaan. Soms is God se oordeel oor jou lewe nie om te kom en jou net in die hel te gooi en sê wel, jy wil nie luister nie, jy's ongehoorsaam, jy het gedink jy kan jouself red, jy wil nie draai nie, nou gaan jy braai. Maar weet jy wat?
Ek het geleer dat God se oordeel oor ons lewe is om ons te los in dit wat ons mee besig is. Want dit is op die ou end die grootste straf vir jou. Om te maak wat jy wil, soos jy wil, wanneer jy wil. Hy het weggegaan en homself skuil gehou. Ek het vir julle die waarheid gesê. As Jesus praat van ek is die lig vir die wêreld, dan praat hy van die lig is die waarheid. Die manier en die way wat jy vir jouself uitgedink het, hoe die lewe werk, en jy vir jouself 'n pad oopgekap het en gekloof het en gesê het, hierdie is die lewe, dis hoe die lewe maar werk, dit maak vir my sin, dis my waarheid. Jy beter doodseker wees jy die waarheid weet, want die lig is die werklike waarheid. Die lig is een wat jou leer om te leef vir hom, nie vir jouself nie. En net jy alleen weet vir wie jy leef. Niemand weet nie. Jy kan selfs 'n baie goeie skewe beeld voorhou vir baie. Net jy weet. En hy praat met jou. En hy daag in jou lewe op. En hy trek jou. Maak gebruik van die geleentheid. Anders gaan ek jou net oorlaat aan jouself. Hierdie wat Jesus homself skuil gehou het ook baie te doen gehad met die feit dat hy in beheer was van die tydlyn van sy lewe. Want hy was in beheer van die tydlyn van sy lewe. Hy het presies geweet wanneer moet wat gebeur. Hy het presies gesê wat sy Vader gesê het. Hy het presies gedoen wat sy Vader gedoen het. En hy het homself skuil gehou dat hulle hom nie moet arresteer wanneer hulle hom nog nie moet arresteer nie. Hy moet Vrydag op Paasnaweek geoffer word. Hy was die offerlam. Die perfekte offer vir my en jou sonde. Dis hoekom hy homself skuil gehou het. En wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Jesus het die duiwel se mag kom wegvat. Die mag van die dood oor die mens sonder enige hoop het hy kom wegvat. Hy het gekom vir verlorenes om te soek en te red. Ek het dit laasweek gesê, Jesus het nie net verlossing kom beskikbaar maak, dis daar op 'n rak, jy moet dit gebruik nie. Hy kom en hy verlos. Hy dobbel nie. Hy hoop nie. Hy verlos mense. Hy kom en hy maak hulle vry. Van die dood. En vandag het ons 'n oop pad om in die teenwoordigheid van God te wees tot in ewigheid. Want Jesus het ons kom loskoop van ons sonde. Nommer 2, hy red wie hy wil. Elke taal, nasie, volk. Dit is vir my so vreemd soms, as ek nou baie prakties moet raak, dat ons in ons land nog soveel rasisme het wanneer dit hierby kom. Elke volk, ras en taal kan gered word. En wat hulle kultuur is en wat hulle agtergrond is, hoe hulle lyk, het geen verskil nie. As dit jou vanoggend kwaad maak en jy het besluit jy kom nie weer terug nie, ons is bly jy kom nie weer terug nie. Want ons het dan nie dieselfde Bybelbeet nie. Hy het die mens se sonde toestand kom hanteer, want net hy kon. Niemand anders kon nie. Hy is die lig vir die wêreld. Wat die wêreld nodig het. As jy net eers die skille van jou oë af kan verwyder, om te sien hoe funksioneer hierdie wêreld, dan sien jy dit oral raak. Advertensies, sosiale media, jy hoor dit die hele tyd so om die braaivleisvuur staan en kuier, oor hoe die wêreld in ons lewe regeer. En ons nie vry is nie. Dis hoekom ons hom so nodig het. Want ons is al die tyd onder die illusie. Ons leef asof ons vir altyd gaan leef. En dan skok dood ons. Soveel so dat ons sukkel om emosioneel daardeur te werk. Want ons leef nie in die realiteit van God se lig nie. En laastens, sy veroordeling is om jou uit te los. God forceer hom nie op mense af nie. Hy sit in die binnekant van jou 'n begeerte vir hom. Hy kom en hy red jou. Hy stel jou voor aan die lig. Die lig het gekom. Die lig skyn tot vandag.
Die lig wil vir jou leer wie jy is, hoekom jy is waar jy is, waarmee jy jouself moet besig hou. Ek doen vandag goed wat ek nooit in my lewe gedink het ek sou doen nie. Maar die lig het opgedaag. En my gebed vir jou is dat dit ook jou storie sal wees. Dat die lig vir jou opgedaag het. En dat jy leef. En dat jy die lig soek. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord vanoggend. Dankie dat U ons deur die Gees lewendig maak. Dankie dat U onweerstaanbaar is. Dankie dat ons hierdie onverdiende genade in ons lewe beleef wat ons totaal oorweldig. Dankie dat dit al die vrees en twyfel en onsekerheid en angs en wat ook al daarmee gepaard gaan wegdryf. Ek wil bid dat dit ons almal se storie sal wees, ons werklike storie elke dag van ons lewe, dat ten spyte van hierdie moeilike, stikkende, gebroke wêreld, dat ons kan leef, dat ons hoop op U is. Here, mag hierdie wêreld met al sy moeilikheid ons dryf om die lig te soek. Nou meer as dit, Here, mag U teenwoordigheid tasbaar elke dag in ons lewe wees. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.